Sien maar die Bybel sê Eksodus 20 vers 12 sê, as 'n mens jou vader en jou moeder eer, dan kom dit met 'n belofte dat jou dae verleng sal word. So, ons eer ons vaders, nie net oor dit 'n sosiale tradisie is nie, maar oor dit 'n posisie, ons die posisie eer wat God vaders in plaas en insit. En die autoriteit as die autoriteit van daai familie. Ons eer nie vaders omdat hulle perfek is nie. Ons eer hulle oor die posisie waarin God hulle geplaas het. Want om 'n vader te eer is om die deure van God se seën in ons lewens oop te maak. Net wat ons bly doen en bly gee. En want ons respekteer daai posisie. Al het ons aardse vader geval, ons hemelse Vader val nooit in sy posisie nie. Jy weet, jy mag dalk nie die seën dra van jou aardse vader nie, of ontvang dit nie, maar jy kan nog steeds die seën van 'n hemelse Vader dra. En toe God die familie gemaak het, het hy Adam eerste gemaak en in die tuin gesit en hy het hom aangestel en hy het hom gesê hy moet die tuin bewerk en hy moet dit bewaak. En toe hy hierdie take suksesvol gedoen het en kon doen, toe sien God dat die man is nog steeds alleen en toe gee hy hom 'n vrou. So 'n man het 'n werk gehad voor hy 'n vrou gehad het. Amen. En van toe af was die man nooit weer alleen nie. Ek wil vir julle sê, wat 'n voorreg is dit daarom nie om 'n voorsiener te wees in 'n huishouding nie. Om hard te werk was nog nooit 'n vloek nie. Kan ek 'n amen kry? En dit is goed vir 'n man om hard te werk. Jy weet, as 'n gesegde, ware gesegde wat sê, hard times create strong men. Strong men creates good times. Good times creates weak men. And weak men create hard times. Dit weer sê, hard times create strong men. Strong men creates good times. Good times create weak men. And weak men create hard times. Jy weet, Adam was 'n baie goeie werker. Maar sy grootste challenge sou wees om te leer hoe om met sy vrou saam te lewe. Ja, hy moes leer om emosioneel betrokke te raak. Nie net om 'n probleemoplosser en 'n kom ons moet 'n objektief te wees, maar om sy gevoelens te leer wys en 'n bietjie meer sensitief te raak. Jy weet, as hy die diere opdragte gegee het, dan praat hulle nie terug nie. Maar toe hy by die huis kom, praat Eva terug. Amen. Ja. So hulle sê, as 'n man 'n vrou trou, 'n man trou 'n vrou in die hoop dat sy nooit sal verander nie. Maar 'n vrou trou 'n man in die hoop dat haar man sal verander. Weet, wanneer 'n vrou praat, as een man praat, hoor die vrou nie wat hy sê nie, maar wat hy bedoel. Maar as 'n vrou praat, dan hoor die man net wat sy sê, nie wat sy bedoel nie. So sê dit duidelik wat jy wil, wat jy bedoel.
'n man van sy grootste vervulling, uiteindelik nie in sy werk nie, maar om vir sy gesin te voorsien. En teenwoordig te wees by sy vrou en by sy kinders. Toe Adam wakker word en God die vrou gemaak het, sonder dat hy bewus was daarvan. Die eerste maal toe hy sy vrou sien en God wys die vrou aan Adam, weet jy wat sê hy? Been van my gebeente? Ek bedoel, van toe af soek die man die regte woorde om te sê. Amen. So, as vrouens, jou vrou is veronderstel eintlik om maar altyd meer as die oorwinnaar te wees in julle huishouding. Dis is Mike Tyson, die weet dit. Mike Tyson wat geslaan word, pimpel en pers. En uiteindelik na die tyd kry hy die check, hy vat dit huis toe en hy gee dit net so vir sy vrou by die huis. Hy is die oorwinnaar, maar sy is meer as die oorwinnaar. Nou, Moedersdag is die dag seker waarop die meeste betaaloproepe gemaak word. Maar Vadersdag is altyd die dag waarop die meeste kollekteer oproepe gemaak is. As ek 'n wonderlike goddelike verskille tussen 'n man en 'n vrou wat ons moet eer. Toe God Adam gemaak het, het God stof gebruik. Want die man is gemaak om die fondasie te wees. Maar Eva is nie uit stof gemaak nie, sy is uit vlees, sy is uit 'n rib gemaak. Die Bybel sê she was fashioned. Want sy is veronderstel om die dekorasie te wees. Die man is die fondasie, die vrou is die dekorasie. Amen. 'n Man met te veel dekorasie lyk net nie reg nie. Nou, 'n man is gevorm, maar 'n vrou, is tog 'n man is gemaak, maar 'n vrou is gevorm. Dis die verskil. Die man is rof gemaak aan die buitekant om die stampe en die stote van die lewe en om teen die vyand aggressief te kan wees en te kan staan teen die aanslag van die lewe. En moet partykeer hard optree, want hy is fondasie. Hy het 'n aggressiewe kant aan hom. Maar daai aggressie moet nooit gebruik word teen sy vrou nie, maar moet teen die vyand gebruik word. In Petrus 3:7 sê net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe. En aan die vroulike gesag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is. En dan sê hy, if you honor your wife, sê hy, dan sal jou gebede nie verhinder word nie. Dit is interessant, dat jou gebede verhinder kan word as jy nie jou vrou eer en verstandig met haar saamlewe nie. En dis vir God baie belangrik hoe 'n man 'n vrou behandel. En baie mans gaan voor die Here staan oor hoe hy sy vrou en sy kinders behandel het. Die vrou is die swakkere, sê die Bybel. En die rede daarvoor is dat die vrou is meer kwesbaar vir die aanvalle van die vyand. Die vrou en die man is absoluut gelyk voor God geskape. Maar sy taak is hoofsaaklik om haar te beskerm. En vandag in ons samelewing is die afwesige fondasie van die samelewing is vaderskap. Vaderskap. Die grootste krisis vandag is nie geld, is nie bronne, is nie maar dis 'n tekort aan vaderskap en 'n tekort aan manlikheid. Kan ek 'n amen kry? Nou,
hierdie samelewing probeer manlikheid vervang, vaderskap vervang met dieselfde geslag huwelike en daar is geen plaasvervanger vir vaders nie. Hollywood is natuurlik daarop uit om mans as swakkelinge uit te beeld, is vloekaard, mense wat vloek, mense wat rondslaap, maar die woord van God wys ons wat 'n ware man is. 'n Man, sê die Bybel, het die dinge van 'n kind afgelê. A boy will always have his toys, sê hulle, maar 'n man moet volwasse raak. In Korintiërs 13 sê, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Ons wêreld het nie nog kinders of seuns in mansliggame nodig nie. Mans raak ouer, maar nie so seer geestelik volwasse nie. So, ons praat nie meer soos 'n kind nie. Ons dink nie meer soos 'n kind. Ons redeneer nie meer soos 'n kind nie. Ons praat geloof. Ons dink die dinge wat daar bo is. En ons redeneer en neem elke gedagte gevange in gehoorsaamheid aan die woord van God. Amen. En so, ons het mans nodig vandag wat bid, wat verantwoordelikheid neem vir hulle huisgesinne, sterk staan wanneer die fondamente rondom ons omgegooi word. Die Bybel sê mooi ding, Paulus sê, wees manlik, wees sterk. Wees manlik. Jean loop nou dag met sy dogtertjie daar by my huis uit. In sy een hand het hy sy dogtertjie, in sy ander hand het hy sy beursie en hierso in sy belt agter sy 9mm wat so uitsteek. En nou Megan kyk so na dit en sy sê, wow, dis die image van 'n ware man daai. Maar ons definisie van wat manlikheid is en vader is, kom van die woord Abba Vader af. Abba Vader, dit beteken, Abba, beteken die bron, iets waaruit die oorsprong van iets is. Dit beteken fondasie waarop gebou kan word. Abba is die intieme woord wat 'n kind aan sy pa sê. Papa spreek van 'n vader se nabyheid. Papa spreek van liefde. Dit spreek van die goedkeuring van 'n vader oor my lewe. Dit spreek van my identifikasie van my vader. En daarom sê Jesus, wanneer jy bid, begin met onsse Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word. Hallowed be thy name. It means, first of all, that I honor the position that God plays in my life. Die geweet dat Christendom is die enigste godsdiens wat hulle God Vader noem. Vader noem. Alle ander godsdienste het 'n valse beeld van wat 'n vader is. Ek wil u vra dat u net saam met my sal opstaan om ons Vader te honor vanoggend. Ons hemelse Vader. Kom ons sê die onsse Vader op. Sê dit saam met my op. Onsse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde, net soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Dankie, neem die sitplek.
Ons erken God meer as net 'n CEO van 'n maatskappy. Ons eer hom en sien hom as die vader van 'n familie. En daarom eer ons die 3 vaders in ons lewens. In Korintiërs 16, waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. En ek dink ons leef in 'n tyd waar mense onseker is oor manlikheid. Manlikheid, dink hulle gaan oor fisiese krag, oor geld, oor status, maar God definieer dit anders. In die eerste plek is 'n ware man iemand wat God vrees. Wat in geloof staan. En in liefde kan loop. Wanneer ander buig, bly die man van God staan. Ware man beskerm die swakke. En waak oor sy familie en hy dien sy huisgesin. Jy weet, Jesus is die wonderlikste voorbeeld van manlikheid. Hy het die volgende gesê, hy het gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Manne, wees manlik, wees sterk in karakter, sterk in geloof, sterk in versoeking en sterk in moeilike tye. Efesiërs 6 sê, word kragtig in die Here en in die volle mag van sy sterkte trek die wapenrusting aan. 'n Man sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. En dan 'n man staan in die bres. Die Bybel noem dit, toe Nehemia kyk na die gebreekte mure van Jerusalem, begin hy te ween, want die vyand kan kom. En in die bres beteken, daar's 'n gat in die muur waar die vyand kan inkom. En dan sê God in Jesegiel 22, en ek het onder hulle 'n man gesoek, wat 'n muur kan bou, en voor my aangesig in die bres kan staan. Voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat ek dit nie sou verwoes nie. Ek glo vanoggend se roepstem van God is nog steeds vir mans om die bres te staan vir hulle huis, om die bres te staan vir hulle nasie. God soek mans wat sal sê, ek sal my kinders in die bres staan. Ek sal soos Job, sal ek my gesin dien, my kinders lei en my plek inneem. Op 1:5 praat van Job, hy sê elke dag het Job, as die dag van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak hy Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. So het Job altyd gedoen. En in daai tyd wat Job voor die Here gestaan het vir sy kinders, kon die vyand niks doen teen sy familie nie. Totdat God natuurlik die vyand toestemming gegee het, maar ons weet hoe dit geëindig het. Jy weet, Matteus sê, hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof? As hy nie eers die sterk man geboei het nie, en dan sal hy sy huis beroof. En ek dink dat ons as mans moet staan en sê, as die vyand in my huis wil inkom, moet hy eers deur my gaan. Amen. Die pa staan tussen die aanval van die vyand en sy gesin, tussen sy kinders en verkeerde invloede in hulle lewe, met die woord van God in sy mond en met die autoriteit van vaderskap wat aan hom gegee is. Jy weet, daar is soveel mense wat sonder 'n vaderlike seën in hulle lewe leef onder die vloek van
die vader se oortredinge wat oorgedra word na die derde en die vierde geslag. Maar dank die Here vir die vaderskap van God in my lewe. Want ek weier om onder die vloek van my voorvaders te staan. Ek weier. Esegiel 18 sê, die siel wat sondig, sorry ek het hom nie opgesit nie, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie. En die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die Here, die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees. En die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. So in die woord van God dra die vaderlike seun groot gewig. Abraham het dit oor Isak gespreek. Isak het dit oor Jakob gespreek. Jakob het dit oor sy 12 seuns gespreek. En wanneer 'n vader oor sy kinders spreek om hulle te seën, roep hy God se profetiese toekoms in daai kind se lewe in. Want sy woorde dra skepende krag. En dis waar die verbondseën oorgedra word na die volgende geslag. En daar is so baie mense wat sonder hierdie vaderlike seën in hulle lewe lewe. They live under we call it an orphan spirit. 'n Geestelike weeskind. Genesis 27:38 praat daarvan, daarop het Esau aan sy vader gevra, het u net een seun, my vader? Seën my ook, my vader. En Esau het sy stem verhef en geween. Dis die uitroep van Esau se lewe, die weeskind uitroep. Die wonderlike ding van ons Vader is dat hy herstel die weeskind na 'n regte kind. En nou sê ons, Abba Vader. Esau se uitroep word vandag nog gehoor in seuns en dogters se lewe wat sonder 'n pa se seun lewe. Maar daai honger word versadig in Jesus. Die uitroep onder Esau is daar nog een seun vir my? Maar die uitroep van Jesus is, jy is geseënd met elke geestelike seëninge in die hemel. En ek wil vir sê, al het ons aardse vaders geval, het ons hemelse Vader nie geval nie. Because he is known as the Father of the fatherless. Psalm 27:10 sê, want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Daai weeshart sê, ek moet liefde verdien. Maar die vaderhart sê, jy behoort aan die familie van God. Johannes 14 sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. So, jy hoef jouself nie te bewys om die aanvaarding van God te geniet in jou lewe nie. Die beeld van die Vader word die mooiste uitgebeeld in die verhaal van die verlore seun. Die Bybel sê die Vader wag vir sy seun om te kom. En al het hy gesondig, hardloop hy uit na hom toe. Hy sien hom, hy omhels hom en hy sê, bring die vetgemaakte kalf, bring 'n ring, bring skoene vir sy voete, seën hom. Amen. Dis ons Vader. Nou, dit is interessant, toe God Adam en Eva gemaak het, en alhoewel Eva die eerste oortreding gedoen het, kom God en hy soek heel eerste verantwoordelikheid by Adam. God vra die volgende vraag, nadat hulle gesondig het,
Hy vra, Adam, waar is jy? Adam, waar is jy? En dis die vraag wat God vanoggend vir alle mans vra vanoggend. Waar is jy? God soek verantwoordelikheid by die man vir sy vrou as gevolg van die posisie waarin God hom geplaas het. Die man is daar vir die vrou se beskerming teen die vyand. Maar die vraag is, waar was Adam toe die slang met Eva gepraat het om haar te mislei? Want sy het nogals vir hom ook die vrug aangebied en hy het dit gevat, maar Adam was afwesig terwyl die slang sy vrou mislei het. Hy het nie in die bres gestaan vir sy huis nie. Amen. So die man is die bedekking van die vrou. Albei staan voor die Here gelyk, maar is verskillende rolle gegee. In Korintiërs 1:7 sê, die vrou is die heerlikheid van die man. Want wat 'n man goed laat lyk, is sy vrou. Amen. Die vrou is die heerlikheid van die man. Man het nie heerlikheid as hy nie 'n vrou het nie. En as die vrou kyk nie. In Korintiërs praat van 'n bedekking van 'n beskerming vir die vrou in 1 Korintiërs 11. Hy sê daarom moet die vrou 'n aanduiding van gesag op die hoof hê ter wille van die engele. Want die bose geeste in die lug recognize, hulle erken autoriteit. En daarom is die man daar vir die beskerming van die vrou. Evas is is meer kwesbaar teen die misleiding van die slang. Daarom, omdat Adam nie opgetree het as beskermer nie. Toe God Adam kom besoek, het Adam as gevolg van sy sonde, sê die Bybel, het hy weggekruip. En vir elke man wil ek sê, moenie wegkruip van God nie. There's no place you can run. Moenie wegkruip oor jou sondes en moenie wegkruip oor jou swakhede nie. Want God se Vaderhart soek nog steeds na jou. Jy het die autoriteit om die slang uit jou huis te hou. So as God vra, Adam, waar is jy? Dan sê jy, Here, hier is ek. Ek sal nie die skuld gee vir my vrou nie. Ek sal nie die skuld gee vir die slang nie. Adam gee vir Eva die skuld, toe God hom vra, en Eva gee die slang die skuld, en die slang het geen been om op te staan nie. Amen. Weet, ek dink Adam en Eva moes die perfekte huwelik gehad het, want nie een van hulle twee het 'n skoonmaag gehad nie. Maar God soek verantwoordelikheid by die man as gevolg van sy posisie. Het jy as 'n man besef, jy dra die seën van die Vader oor na jou nageslag? Jy dra die seën oor. Jakob was bereid om Esau te bedrieg vir daai vaderlike seën. En dit was hoekom hy beklei het uiteindelik Jakob met die engel en gesê, ek sal u nie laat gaan tensy u my seën nie. Hy het geweet daar lê 'n seën van die Vader na hom toe. En ek wil vir julle sê, al was jy 'n sondaar, moet jy soos Jakob uitroep en sê, Here, ek sal u nie gaan voordat u my seën nie. I will not let you go. Verander die uitroep van Esau wat sê, is daar nog een seën vir my, na die uitroep van Jakob wat sê, ek sal u nie laat gaan totdat u my seën nie. Ons kan nie funksioneer sonder die seën van ons Vader nie.
Spreuke 10:22 sê die seën van die Here, dit maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. En ek wil vir julle sê, in die huis van die Vader sal daar altyd voorsiening wees. Hierdie kerk is daar om 'n seën oor te dra, om 'n seën uit te spreek, om 'n vaderlike seën in mense se lewe te wees wat nie 'n aardse vader gehad het wat hulle geseën het nie. Daar is 'n bedekking, daar's 'n beskerming wat God die kerk in plaas om te seën. En wanneer ons 'n seën uitspreek, gebeur iets baie belangriks, omdat jou woorde gebaseer is op die woord van God. Die seën van jou toekoms lê in die uitspraak van jou geestelike Vader. Spreuke 1:11 vers 11 sê, deur die seën van die opregtes kom 'n stad op, maar deur die mond van die goddelose word dit afgebreek. Jy weet, dit is so belangrik in ons lewens dat ons vaders moet vryspreek. Ons moet hulle vryspreek. Jou vader moet jy eer vir die posisie waarin God hom geplaas het. Miskien is jou uitroep vanoggend, Here, is daar nog 'n seën vir my ook? En ek sê, ja Here, ek sal in die bres staan. Ek sal in die bres staan. Ek wil vra dat elke vader vanoggend hier sal staan. En ek wil die vaders vra om die hande net op te steek voor die Here en nie die volgende te ontvang. En terwyl ek dit sê, is dit wat ons oor ons huise, oor ons familie, oor ons land, is wat ons spreek. Numeri 6:23 vers 27. So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Sal jy dit agter my aan sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Dankie Vader, dat ons die weeshart van ons lewens, Here, kan vervang met die aanvaarding van ons Vader, van ons hemelse Vader. Ek bid Vader dat daar 'n seën sal kom op die kinders, dat daar 'n seën sal kom op ons huise, 'n seën sal kom oor ons huwelike. Here, oor dit waar ons vandag aangestel is, staan ons voor U en ons vra Here, ons tree in die bres vir ons vrou, ons tree in die bres vir ons kinders, vir ons nasie Vader, en dat U ons sal vind op ons pos, wag hou in die naam van Jesus. Bid Here dat U ons ekonomie sal verander. Bid Vader dat U manlikheid sal herstel. Here, dat U die politiese situasie sal verander met sterk mans wat God vrees in die naam van Jesus. En ons dank U, Here. En almal sê amen en amen. Kom drink saam met ons koffie.